Ek begin vandag met 'n kort nuwe reeks oor daardie besoek van Jesus, daardie onverwagte besoek van Jesus aan vriende van hom in die dorp Betanië. En ek wil die titel gee van vandag hierdie woorde: wanneer Jesus skielik kom. Nou in Lukas hoofstuk 10 vers 38 en 39 lees ons van hierdie onverwagte besoek wat Jesus aan hierdie gesin in Betanië gebring het. Daar staan hierdie woorde: op hulle reis het Jesus in 'n dorp gekom waar 'n vrou, Martha, hom as gas ontvang het. Sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van Jesus gaan sit en na sy woorde geluister het. Ons weet uit ander verwysings in die evangelies meer van hierdie gesin en huis. Dit was 2 susters en 'n broer, Martha, Maria en Lazarus, wat hierdie huis in Betanië gedeel het. Nou Betanië is ongeveer 3 kilometers oos van Jerusalem, net oorkant die Olyfberg. Dit blyk dat Martha die oudste van die kinders was, soort van die matriarg en eienares van die huis. Dit word duidelik uit die evangelies dat hulle besonder nabye vriende van Jesus was, soos in huisvriende, omdat hy gewoonlik in hulle huis tuis gegaan het wanneer hy Jerusalem besoek het. Dit moes 'n groot voorreg gewees het om Jesus as gereelde gas in jou huis te hê. Maar daar was sekerlik goeie redes waarom Jesus graag daar tuis gegaan het. Dit laat my altyd wonder, sou Jesus, as hy my omgewing vandag persoonlik sou besoek, graag by my in my huis wou tuis gaan? In hierdie skrifgedeelte het Jesus weer by hulle huis opgedaag. Dalk het hulle hom tydens die feestyd verwag, maar nie geweet presies wanneer hy sou kom nie. Hy kon hulle immers nie meer met 'n SMS of 'n telefoonoproep laat weet dat hy op pad is nie. Dit laat my dink aan die wederkoms van hierdie selfde Jesus Christus. As Christene weet ons dat hy beslis weer sal kom. In die lig van die vervulling van die tekens van die tye in ons dag, kan dit enige oomblik wees. Feit is, ons ken nie die dag en die uur van sy wederkoms nie. Wanneer hy onverwags terugkom, sal ons gereed wees, sal ons huis in orde wees. Ek dank U, Here, dat U Gees ook met my besig is, sodat ek gereed sal wees wanneer U terugkeer. Amen. Ons gesels volgende week verder.